Vriende, dit is 'n voorreg om vanmôre weer saam met u te kan wees. Nou, soos u weet, doen ek hierdie opnames en dit is vir my altyd 'n voorreg om die waarheid van die woord so met u te kan meedeel. Nou, gister was Goeie Vrydag gewees en ons het die erediens dan by die kapel gehad en daarom was daar nie 'n oordenking gewees nie, maar ek vertrou dat elke oordenking wat u hoor, elke opname wat deurgestuur word, elke boodskap wat u hoor, deur die Heilige Gees gebruik word in u hart en lewe om u meer te verander na die beeld van ons Here Jesus. Nou daar in 2 Korintiërs 3 vers 18 staan daar dat en terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Nou hierdie woordjie verander is die woordjie metamorfose. Nou vriende, ons as kinders van die Here moet 'n metamorfose ondergaan. Eens was ons duisternis, nou is ons lig in die Here. Eens was ons kinders van die duiwel, nou is ons kinders van God. Eens was ons vasgevang in die wêreld se sondes, nou begeer ons om meer heilig te wees soos Christus heilig is. En daarom is dit belangrik dat elke boodskap wat u hoor, elke oordenking, dat u dit sal oordink, dat u dit sal bepeins en dat u vra, Here, deur u Gees help my om dit toe te pas, sodat ek ook eendag voor u kan staan en die mooi so uit u mond kan hoor. Nou, ons is tans besig met hierdie baie besondere reeks van kruisopname, die pad na ware vrede vir jou en my siel. As ons dink aan die Here Jesus, vriende, het hy as God mens kon word, gebore in die stal te Bethlehem, hy het 'n sondelose lewe geleef, hy is gekruisig aan 'n vloekhout op Golgotha, sodat hy die sondedraer kon word. Waarom het hy hierdie klomp jare op aarde gelewe? Waarom het hy nie net van die hemel af gekom en dadelik aan die kruis kom sterf nie? Juis om vir my en jou 'n voorbeeld na te laat hoe ons dan moet lewe in hierdie interim tyd, voor ons ook na die heerlikheid van die hemel sal gaan. Daarom is dit baie belangrik dat ons ook sal sien wat die apostel Paulus en die apostel Petrus en die ander Bybelskrywers vir ons opgeteken het, rakende 'n lewe van heiligheid, 'n lewe van selfsterwe en kruisopname. Nou vriende, iemand wat weggelei was met 'n kruis na Golgotha's heuwel waar hulle gekruisig was, onthou dit was nie net Jesus wat daar gekruisig was nie, maar ons weet dat elkeen wat daar gekruisig was, die mense wat hulle gesien het, uit die dorp beweeg na daardie heuwel, dat hulle nie lewendig sal terugkom nie. En dis die gedagte wat die Here vir ons wil kom deurgee. As ons kruis opneem en aan onsself sterwe en Jesus volg, dan beteken dit dat Gerard Bekes en sy begeertes en sy ideale en sy drome en sy wil sterwe sodat Christus se wil, sy ideale, sy waarheid, sy woord deel van my mondering sal word. Ek het vir u gesê, ongeredde mense verstaan dit nie, inteendeel, hulle verag die boodskap. Want ons het ook so 'n paar dae terug Menseregte Dag gevier. Elkeen staan op sy reg, elkeen veg vir sy pond vleis, elkeen wil sy sê, en die Bybel sê, as jy kind van God is die teenoorgestelde lewe waar in jou lewe. Soos die Here Jesus stil gebly het. Die Bybel sê in Jesaja 53, hy was soos 'n skaap voor sy slagters gewees. Hy was een wat gesê het, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Hy het die vermoë gehad om hulle almal uit te wis in 'n oomblik. En ter wille van my en jou sonde, was hy bereid om hierdie kruis te dra, te sterwe, uit te roep, dit is volbring, die prys is betaal. En dan ook die heerlike voorreg, dat ons dan ook kindskap kan ervaar deur die Here Jesus Christus, wat nie net gesterf het nie, maar opgestaan het, en nou vir ons intree by die Vader. Ons is tans besig met Kolossense 3, u sal onthou ons alreeds baie boodskappe hanteer, u sal sien vanmôre is die 23ste boodskap in hierdie reeks van kruisopname, die pad na ware vrede vir jou en my siel. U sal onthou ons het by die laaste geleentheid so 'n bietjie stil gestaan by beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlike ontferming en goedertierenheid. Nou ek gaan nie weer veel daaroor sê nie, jy is welkom om die boodskapies te luister, maar die Bybel gaan verder en hy sê vir ons, trek nederigheid aan of beklee julle self met nederigheid. Nou wat beteken hierdie gedagte van nederigheid? Nou vriende, as ons kyk na die Here Jesus self, dan sien ons, hy was die absolute toonbeeld van nederigheid gewees, en die Bybel leer vir ons dit baie duidelik, daar in Matteus die 11de hoofstuk. Jesus sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Pas so mooi in by ons tema, kruisopname, die pad na ware vrede en rus vir jou siel. Jesus sê, as jy vrede en rus vir jou siel wil hê, kom na my toe, en ek sal julle rus gee. Nou, vers 29, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Weereens die gedagte, wat kan ons by die Here Jesus leer? Dat hy sagmoedig en nederig van hart is.
So nou kom die apostel Paulus en hy sê vir die kinders van die Here daar in Kolosse en ook vir my en jou, beklee jou, trek nederigheid aan. En nederigheid, vriende, is eenvoudig, ek dink nie meer van myself as wat ek behoort te dink nie. Die Here Jesus het nooit geloop in spog met al sy wonderwerke en die vermeerdering van die brode en die gesond maak van siekes en die versorging van mense en die opwek van dooies nie. Hy het nooit gespog daaroor nie, inteendeel. Hy was nederig. As ons kyk na die deursnee TV-prediker en mense wat sogenaamd die gawe van genesing het, hoe hulle spog en hoe hulle rondvlieg met hulle vliegtye en kwansies mense salf en gesond maak, dan sien jy in die kerk van die Here Jesus is nederigheid besig om by die agterdeur uit te verdwyn. Nederigheid is om nie meer van myself te dink as wat ek behoort te dink nie. Elke sin begin nie met ek is of ek het gedoen of ek het behaal nie. As ek sien hoe spog mense met hulle prestasies en met hulle kinders se prestasies, ons maak van ons kinders ikone en ons maak van onsself gode. Luister, nederigheid begin by 'n hart wat sê, Here, ek kan niks bereik sonder u instaatstellende krag nie. Nederigheid is, ek sien myself as 'n baie geringe deel van die 7+ miljard mense op aarde. Ek is diep bewus van my eie onvermoë, van my eie sondigheid, van my eie onbekwaamhede en terdee bewus van my nood aan God se genade oor my lewe. Vriende, nederigheid is die teenoorgestelde van selfliefde of om 'n goeie selfbeeld te hê. Ons dink al klaar genoeg van onsself. Ons het nie nog nodig om petrol op hierdie vuur te gooi om my selfliefde te promoveer nie. Daarom sê die Bybel, beklee jou met nederigheid. Beklee jou met hierdie gesindheid van Jesus. Ek is sagmoedig en nederig van hart. En 'n sagmoedige en nederige persoon is iemand wat rus vir sy of haar siel vind. Efesiërs 4 vers 1 sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Wat is hierdie waardige roeping? Wandel in alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. U sien, 'n waardige wandel is 'n wandel van nederigheid, om in nederigheid te wandel. Filippense 2 vers 3 tot 5 sê, moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. U sien, in ons samelewing is dit net die teenoorgestelde. Dis alleen as ons glo en besef en verstaan dat die soewereine God van die heelal my in sy hand hou, dat ek anders in my optrede kan wees as die res van die wêreld. Daarom sê 1 Petrus 5 vers 5 en 6 vir ons, net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees, en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Is kosbaar as jy hierdie waarhede sien, dat ons moet verneder onder die kragtige hand van God, en hy, wanneer hy goed dink, op sy bepaalde tyd, sal hy ons verhoog as hy so goed dink. Dit is vir my so kosbaar as 'n mens hierdie waarhede raak sien. Ek vra vanmôre vir jou, is daar 'n nederige gesindheid in jou hart en in jou lewe? Kan ander vanmôre van jou getuig dat jy nie meer van jouself dink as wat jy behoort te dink nie? Is jy iemand van daardie mense wat sê, ek is 'n geringe deel van hierdie 7, kom ons sê 8 miljard mense op aarde? Kan jy mense vanmôre getuienis lewer oor jou, dat jy diep bewus is van jou eie onvermoë, sondigheid en onbekwaamheid? Ek wil vir u sê, ons lewe in baie moeilike tye. Jy vind skaars 'n nederige mens nog in die kerk van die Here Jesus, wat nog van in die wêreld. Daarom wil ek vir u sê, moenie woorde gebruik soos, ek sal nie op my laat trap nie. Ek sê nie dat mense vir my sê wat om te doen nie. Ek wil u vra dat u eerder die gesindheid sal hê so van die Here Jesus, wat sê, Vader, as ek moet ly ter wille van u saak en u naam, dat dit so wees. Ja, daar is tye wat ons sonde moet aanspreek, daar is tye wat ons die verkeerd moet regstel, daar is tye wat ons moet opstaan vir ongeregtighede wat gepleeg word om die reg te laat geld, maar ons doen dit altyd met 'n gesindheid van nederigheid. Altyd 'n gesindheid van, Here, nie nou my
woorde en my opinie en ek wil myself laat geld nie. Maar Here, hier gaan dit oor die saak om U naam te verheerlik en te bevorder en eer te bring op U naam. Mag die Here ons genade gee. Die volgende gedagtetjie waarby ons gaan stilstaan, is die gedagte dat ons moet beklee of sagmoedigheid moet aantrek. En ons gaan bietjie kyk wat dit beteken. Mag die Here ons seën, mooi dag vir U verder, en mag dit vir U 'n besondere pad saam met die Here wees, waar U groei in heiligmaking, waar U kruis opneem, die pad saam met die Here stap en ware vrede in jou siel ervaar. Tada!